Geliefdes, wat 'n voorreg is dit om saam te mag bid deur die boek van Romeine, aangrypende boek, so ryk in teologiese diepte. En gister het ons die voorreg gehad om te hoor hoe Christus ons beweeg na 'n nuwe bedeling, die bedeling van sy genade. Vandag se gedeelte lees ons uit Romeine 7 vers 14 tot 25. Ek deel graag met julle op 'n baie persoonlike vlak my eie frustrasie met sonde. En hoe nader ek ook aan God beweeg, hoe groter beleef ek my weerstand in sonde, hoe meer haat ek die sonde. Ek haat dit wanneer ek teen heilige God sondig. En dit is in lyn met wat ons leer met die Bybel. Ons dink aan iemand soos Jesaja 6, wat God sien, en dit is daai oomblik as hy in die allerheiligste se teenwoordigheid is, wat hy uitroep, wee my. Nou in ons eie lewens dink ek, dit is van kardinale belang om voortdurend die spanning wat ons beleef tussen vers 15 wat dit baie goed verwoord. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil doen, ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. Dit is iets van pure waarheid. Die oomblik as ons met mekaar baie eerlik is, ons haat die sonde, tog kan ons nie ophou met dit nie. Maar dan tree daar ook 'n nuwe realiteit in, en dis die realiteit in Christus. Dis die wonderlike voorreg van vers 24, ellendige mens wat ek is, wie sal my tog red van hierdie doodsbestaan? In die nuwe vertaling van 83 staan daar, wie sal my verlos van die dood van hierdie liggaam? En dis tog vir ons van waarde om te onthou dat daar 'n vorm van doodstraf was, waar hulle letterlik 'n lijk aan iemand vasgebind is en die persoon geforseer is om met daardie verrotting saam te leef. Dit was 'n geweldige straf. En dis hierso waar Paulus sê, wie verlos my van die dood van hierdie liggaam? Wie verlos my van hierdie lijk wat my siek maak? En dan triomfantlik verklaar hy dit aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. En hierdie aand, hierdie dag, waarvoor bid ons? Ons bid dat God dit sal kom doen, wat net hy kan doen, naamlik om ons vry te maak van hierdie dood, van hierdie liggaam. Kom ons bid saam. Heilige Jesus, Here en Koning van ons lewens, baie dankie dat ons vandag saam met Paulus mag worstel oor ons eie gebrokenheid voor U. Dankie dat ons vandag besef, daar's 'n stryd tussen ons vlees en U Gees. Daar's 'n stryd tussen my eie wil, my eie koninkryk, my eie naam, en natuurlik U heilige koninkryk, U heilige naam en U heilige wil. En daarom bid ek, Here, dat ons al hoe meer mag sterf aan ons eie begeertes en al hoe meer sal lewe vir die dinge waarvoor U wil hê ons moet lewe. Heilige God, ek wil bid dat U ons sal kom nuut maak. Ek wil bid dat U ons binneste sal regenereer, ons sal oproep tot 'n nuwe vorm van heiligheid. Here Jesus, ek bid vir elke persoon wat sonde belade is, wat swaar dra aan hulle sonde, dat U ook vir hulle die bevryding sal gee wat ons vind in U, ons Here Jesus Christus. Dat ons ook saam met Paulus dit triomfantlik mag uitroep, wie sal my verlos van die dood van hierdie liggaam? Ek dank God, hy doen dit deur Jesus Christus. Verlos ons, Here, van ons sondelas. Verlos ons, Here, van die swaar en die skuldgevoel. Verlos ons, Here, van hierdie pakkie wat ons elke dag saamdra en weer optel. Help ons eerder, Here, om in die vryspraak, in die vergifnis en in die heiligheid van God te mag lewe. Ons dank U, Here, U is vir ons onuitspreeklik goed. Ons loof U en ons prys U. Amen.